Goeiedag geliefde van die Here, dit is weer eens vir my 'n wonderlike voorreg om saam met u te kan kuier op hierdie DVD. Voordat ons begin met vandag se lesing, kom ons sluit net ons oë en ons vra die Here se seën op hierdie boodskap. Ons almagtige hemelse Vader, Here, vanmôre kom ons in alle nederigheid na u toe, Vader, en ek bid en ek vra, Here, dat u ons sal aanraak deur die woord. Here, dat u ons sal seën. Here, ek wil bid dat u die woord vir ons sal oopbreek, Here, dat die woord sal rema word in ons harte. Vader, kom lei ons nou deur die Heilige Gees. Here, dat ons hierdie woord sal verstaan, Here, en dat dit vir ons 'n seëning sal wees. Here, ek wil bid so vir die beskerming tydens die kyk en die opneem van hierdie DVD. Here, dat die duiwel nie hierdie woord en hierdie saad wat gesaai gaan word, kom wegsteel voor ons nie. Vader, seën ons nou en ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Vandag wil ek bietjie met u gesels oor 'n baie belangrike onderwerp. Hierdie onderwerp is krities belangrik vir elke kind van God, want hierdie is die middelpunt van ons geloof. Dis die middelpunt waarom alles draai. En as ek vandag se boodskap en se onderwerp 'n titel kan gee, wil ek dit graag noem: wat het Jesus vir ons aan die kruis gedoen? Wat het Jesus vir ons aan die kruis gedoen? Hierdie is uiters baie belangrik vir elke kind van die Here om te weet, want ons het groot geword, en ek weet althans ek het groot geword met hierdie wete dat ja, Jesus het vir my aan die kruis gesterf, hy het vir my sonde gesterf en dis asof ek het nooit ernstig opgeneem het nie. Ek het nooit regtig die diepte daarvan verstaan nie, en ek het nooit regtig dit ingeneem nie en myne gemaak nie. Ek het die wete gehad dat ja, Jesus is gesterf en gekruisig, maar dit is waar dit gebly het. En totdat die Here vir my dit begin oopmaak het en ek begin 'n dieper verstaan kry van die kruis. En dit is wat 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18 vir ons sê. As ons gaan lees, en hierdie is sekerlik een van die mees powerfulste verse in die Bybel. 1 Korintiërs 1 vers 18, hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Onthou nou hierdie versie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Jy sien, God se krag en sy almag word tentoongestel en word bewys deur die kruis. En dis hoekom hy sê, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, want mense stel nie regtig belang daaraan nie, mense sien nie regtig die diepte en die grootte daarvan nie. Maar voordat ons by daai punt kom, wil ek begin by die begin. Kom ons begin by God se plan, reg in die begin van die Bybel, God se plan. God het 'n plan vir hierdie aarde gehad en vir die wêreld gehad, vir die heelal gehad. Wat was sy plan? As ons gaan sien in Genesis 1, God het 'n perfekte hemel en 'n perfekte aarde geskep. Hy skep 'n perfekte hemel, perfekte aarde en diere, en hy het hierdie ongelooflike skepping geskep. En op dag 6 kom hy en hy maak die mens. So God het al reeds 'n plan in die gang gehad, en hy kom en hy skep op dag 6 die mens, en hy plaas die mens binne in sy skepping. En hy sê vir die mens, ek wil jou deel hê van my plan. Ek wil hê jy moet deel vorm van my plan. En hy sê ook vir die mens, hier is die aarde, gaan onderwerp dit, gaan heers op daardie aarde. Ek maak jou 'n heerser op hierdie aarde. En ons almal ken die verhaal van Adam en Eva, wat toe gebeur het. Die slang het gekom en hy het vir Eva mislei, en sy het van die vrug geëet, sy het ook vir Adam van die vrug gegee, en Adam en Eva het toe geval in sonde. Dis wat ons noem die sondeval het toe plaasgevind. Nou, hierdie is baie belangrik wat ek nou vir u gaan vertel, want hierdie is waar alles begin het. Die oomblik toe Adam en Eva gesondig het, moes hulle afgesny geword het van God af. God het geen rede gehad om weer verhouding met die mens te herstel nie. God het geen nood gehad en geen rede gehad om te sê, wel, maar ek wil weer in verhouding met julle staan nie. Want die mens het alles in sy vermoë gedoen om weg te kom van God af. As ons bietjie mooi gaan kyk voor Adam en Eva se sondeval, daar was nie dood nie, daar was nie siekte nie, daar was nie vloeke nie, daar was nie al hierdie goeders gewees nie. Daar was nie dood nie, daai goed was nie daar gewees nie. Dit was 'n perfekte hemel, perfekte aarde, met die mens in harmonie met God. En weet jy wat is 'n baie interessante ding ook nog van God se plan? God se plan het nog nooit verander nie. God se plan is nog steeds dieselfde van die begin tot die einde. As ons nou aan die einde van die Bybel gaan lees, in Openbaring, dan gaan ons sien, God skep weer 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en weer 'n perfekte hemel, perfekte aarde, en die mens gaan weer met God in harmonie wees, soos wat hy veronderstel was om te wees aan die begin. So ons kan hierso 'n prentjie sien van God se plan. God se plan het nog nooit verander nie. God het in die begin 'n nuwe hemel en 'n hemel en 'n aarde geskep, perfek, met die mens in harmonie,
tot die duiwel kom omvergooi, en aan die einde gaan God weer 'n nuwe hemel en aarde skep met die mens in harmonie. So God se plan het nog nooit verander nie. Maar alles wat tussenin gebeur het die duiwel kom veroorsaak om die mens weg te kry van God af. En tweedens het God ook alles wat tussenin gebeur, tussen die eerste aarde en die nuwe aarde wat gaan kom, het God 'n plan ingestel om die mens weer te versoen, om die mens weer te kry, om deel te wees van die nuwe hemel en die nuwe aarde. En dit is wat ons nou kry tussen die Bybel. In die begin skep God die hemel en die aarde, aan die einde skep God die nuwe hemel en die nuwe aarde. En alles wat tussenin gebeur, is God se plan om die mens weer te kry, om in sy plan weer te wees. En dit is hoekom 1 Korintiërs 1 vers 8 sê, die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is die krag van God. Want die kruis was die manier hoe God weer die mens herstel het in sy plan. Die kruis is die manier hoe God weer die mens terugplaas om verhouding met hom te kan hê. Nou as ons weer teruggaan na Adam en Eva toe. Adam en Eva het gesondig. Hulle het van die vrug geëet wat God hulle verbied het. Hy het vir hulle gesê, wanneer julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. Hulle sal sterflik geword het. Romeine 6 vers 23 sê vir ons, die loon vir die sonde is die dood. Die loon vir die sonde is die dood. So die oomblik toe hulle van die vrug geëet het hulle sterflik geword. Hulle beteken hulle moes gesterf het fisies. En tweedens, hulle geestelik het hulle gesterf, want daar was verwydering tussen God en die mens. En 'n baie interessante ding gaan ons nou 'n bietjie optel in Genesis. Ek wil hê iemand saam met my blaai na Genesis hoofstuk 3 toe. Nou voordat ons hierso in Genesis 3 gaan lees, toe Adam en Eva besef het, hulle het nou in sonde geval en hulle het nou gesondig, en hulle is naak voor die Here. Wat het hulle gedoen? Hulle het vyeblare gevat, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk, en vir hulle klere gemaak van vyeblare. Nou, hulle het probeer om hulle sonde te bedek, hulle het probeer om hulle skaamte te bedek, hulle naaktheid te bedek, want hulle het besef, hulle het sonde gedoen, en toe probeer hulle uit hulle werke uit hulle sondes toemaak. En hier is nou baie belangrik wat ek nou vir u gaan vertel. Dan gaan jy begin om God se plan te sien. Nou, nadat die sondeval toe nou plaasgevind het, kruip Adam en Eva weg vir die Here. Die Here het hulle kom soek in die tuin. Hy was in verhouding met hulle gewees, het elke aand saam met hulle gewandel. Maar nadat hulle gesondig het, kom God in die tuin en hy kom soek hulle en hulle kruip vir God weg. Jy sien, sonde hou jou altyd weg van God af. Sonde vat jou weg van God af. Sonde bring 'n skeidsmuur tussen jou en God. Jy sien, sonde bring 'n verwydering tussen jou en God. Sonde veroorsaak dat jy wil weghardloop van God af. Kom ons wees nou eerlik, wanneer jy verkeerd doen, dan is juist dit die kere wanneer jy nie wil bid nie, wanneer jy nie wil kerk toe gaan nie. Wanneer jy byvoorbeeld die oggend opstaan en jy vloek en skel jou vrou of jou man en alles loop net verkeerd, wat is gewoonlik die ding, kom ons praat op 'n Sondagoggend, wat is gewoonlik die ding wat dan gebeur? O nee, ek wil nie kerk toe gaan nie, want my hart is nie reg nie. Of as daar 'n nagmaaldiens is, o nee, ek kan nie nagmaal gebruik nie, want ek het te veel verkeerde dinge in my lewe. Jy sien, sonde veroordeel ons. Dit bring 'n veroordeling oor ons, en dit bring verwydering tussen ons en God. En dis presies wat met Adam en Eva gebeur het. Die oomblik toe hulle geval het in sonde, was daar verwydering tussen God en hulle gewees. Hulle het vir God weggekruip. Hulle het vyeblare gevat, hulle sonde probeer bedek. Hulle het probeer toemaak wat hulle verkeerd gedoen het. En hier gaan ons nou optel, toe God nou met die slang gepraat het, na die sondeval, wat het God hulle gesê, het hulle gevra, wat het julle gedoen? Hulle het vir God vertel, het van die vrug geëet, en toe sê God die volgende woorde vir die slang. Genesis hoofstuk 3, en ons gaan daar so lees vanaf vers 14. Hy sê, toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Hoor mooi wat sê God vir die slang, vers 15. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou kom ons gaan praat gou eers oor die saad van die vrou. Het 'n vrou saad? Nee, 'n vrou het nie saad nie, 'n man dra saad. 'n Vrou het eiers, sy het eierselle, sy het nie saad nie. 'n Man dra die saad. Maar hy sê hierso, die saad van die vrou sal jou kop vermorsel. Wie is uit 'n vrou uitgebore wat nie ontvang is deur manlike saad nie? Jesus Christus. Jesus is ontvang deur die Heilige Gees. Onthou net een ding, Maria het swanger geword deur die Heilige Gees. Sy is nie bevrug deur 'n man nie deur manlike saad nie. So die saad van die vrou praat hy van Jesus. Die saad van die vrou,
dui op Jesus Christus. En dan kyk 'n bietjie wat sê hy hierso in vers 15. Hy sê hy, en op daai hy praat hy van een spesifieke persoon, en op hy, die hy, is daar 'n beklemtoningsteken. Hy sê hy praat van een spesifieke persoon. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskiem byt. So hy sê die saad van die vrou, wat Jesus Christus is, sal die duiwel se kop vermorsel en die duiwel sal hom in die hakskiem byt. Kom ons kyk gou, wat het die duiwel veroorsaak om te laat gebeur met Jesus? Hy het veroorsaak dat Jesus gekruisig moet word. Hy het gedink hy gaan Jesus in die hakskiem byt. Maar toe hy dit gedoen het, wat het Jesus gedoen deur sy kruisiging? Hy het sy kop vermorsel. So ek hoop dit maak vir u sin. Kyk hoe powerful is God se woord. So God kom reg in die begin met die sondeval. Die oomblik toe Adam en Eva val in sonde, kom God en hy sê, ek gaan weer die mens herstel met my. En die manier hoe ek het gaan doen, gaan wees deur my seun Jesus Christus. Ek gaan my seun stuur, hy sal die duiwel se kop vermorsel, en wanneer hy gaan kom, gaan hy die duiwel se kop vermorsel. Die duiwel gaan hom in die hakskiem byt, en daardeur sal hy sy kop vermorsel. En hier kry ons die perfekte vervulling van die profesie, toe Jesus aan die kruis sterf. Vervul hy hierdie profesie, en Jesus kom, en hy herstel weer die verhouding tussen God en die mens. Maar ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk, ons raak het gou 'n bietjie hier aan in Genesis. Maar om terug te keer na Adam en Eva toe. Hulle het gesondig, God kom en hy gee die belofte, en hy sê, ek gaan my seun stuur. Onthou nou wat ek net nou gesê het. Adam en Eva het vir hulle klere gemaak van vyeblare. Die vyeblare het hulle probeer om hulle sonde mee te bedek. Nou hierdie versie lees baie mense baie keer mis in die Bybel, maar kyk nou in Genesis 3, dan vers 21. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle het dit aangetrek. Hoor baie mooi. Die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle het dit aangetrek. Wat het God hier gedoen? God kom eintlik en hy sê vir Adam en Eva, julle het gesondig. Julle het geval in sonde. Julle het probeer om uit julle eie werke uit julle eie dade uit, om julle sonde toe te maak. Maar julle kan dit nie doen nie. Jou eie dade kan nie jou sonde bedek nie. Jou eie werke kan nie betaal vir jou sonde nie, kan nie jou sonde toemaak nie. Adam en Eva, die enigste manier hoe julle weer in geregtigheid met my kan kom, hoe julle sonde bedek kan word, is wanneer bloed vloei. En God kom en 'n dier offer sy lewe op vir Adam en Eva. God slag 'n diertjie en hy vat die vel en hy maak vir hulle klere om hulle sonde te bedek. En God sê vir hulle hierby, die enigste manier hoe jy na my toe kan nader, die enigste manier hoe jy kan betaal vir die sonde, vir die dood. Daai onthou nou Romeine 6 vers 23, die loon vir die sonde is die dood. Die enigste manier wat kan betaal vir sonde is die dood. So iemand moet sterf. 'n Dier moet sterf, daai bloed moet vloei. En nou wat is baie interessant van hierdie gedeelte? Die klere het net hulle sonde toegemaak, hy het net hulle sonde bedek, dit het nie die sonde weggeneem nie, dit het net die sonde bedek, sodat hulle nog steeds voor God se aangesig kon verskyn. En hierby kom God, en hy stel 'n tydelike stelsel in, totdat Jesus sou kom. En ons gaan dit later van optel, as ons nou later aangaan in die Bybel, tot en met Moses in die woestyn, nadat hy die volk uit Egipte land uitgelei het, en hy gee vir Moses die 10 gebooie, en hy sê vir hom, hier is die 10 gebooie, en die volk moet die gebooie onderhou, en hy stel ook die tabernakelstelsel en die tempeldiens in basis, die tabernakelstelsel, waar hulle moes bloed offer op die versoendeksel van die verbondsark. God sluit met hulle verbond en hy sê vir hulle maak 'n ark, en hulle moes hierdie bloed geoffer het op die versoendeksel. En hoe dit moes gewerk het is, eenmaal 'n jaar moes die hoëpriester gegaan het, want die mense mag nie in God se teenwoordigheid gekom het nie, moes die hoëpriester gegaan het, en slegs eenmaal 'n jaar mag hy bloed gevat het, en dit gaan offer het op die versoendeksel, agter die allerheiligste, of binne die allerheiligste. Daar was 'n skeiding gewees tussen God en die mens, en by die allerheiligste was daar 'n skeiding gewees met 'n gordyn. Die plek waar die verbondsark gestaan het, was daar 'n groot gordyn gewees, wat toegemaak was, die verbondsark was toegemaak gewees. Die mense kon nie in God se teenwoordigheid kom nie. Slegs die hoëpriester kon slegs eenmaal 'n jaar daar ingegaan het, die bloed gaan offer het, en dan moes hy weer uitgegaan het. En wanneer die hoëpriester gevind is dat hy nie rein was nie, of wat hy nie reg bekleed was nie, het God hom se muur doodgeslaan. So die volk kon slegs boete doen vir hulle sonde eenmaal 'n jaar.
deur een persoon wat in die allerheiligste ingegaan het. Daar was skeiding gewees tussen God en die mens. Daar was vyandskap tussen God en die mens. Gaan kyk 'n bietjie in die Ou Testament, God se toorn oor die mense. Hoe het God opgetree teenoor die mense as hulle gesondig het? God het hulle se muur gestraf en God het pla oor hulle gebring. En daar was vyandskap tussen God en die mens. Daar was nie vrede gewees nie. Daar was verwydering tussen God en die mens. Die mens kon nie in God se teenwoordigheid kom nie. Hulle kon slegs deur die hoofpriester eenmaal 'n jaar vir hulle sonde gaan boete doen, waar hy gaan die diere gaan offer het en dan die bloed gaan offer het in die allerheiligste van die tempel. Jy sien, en dit is wat God ingestel het, 'n tydelike stelsel totdat Jesus sou kom. Maar toe Jesus kom en hy word gebore, toe kom hy om daai profesie in Genesis 3, wat God vir die duiwel gegee het, te vervul. En 'n baie interessant, kom ons gaan lees 'n bietjie van Jesus se geboorte. Blaai saam met na die boek van Lukas toe. Lukas in die 2de hoofstuk. Lukas hoofstuk 2. En hier lees ons nou van die herders wat in die veld was tydens Jesus se geboorte. En die engele het aan hulle verskyn en vir hulle vertel dat daar is vir hulle 'n Messias gebore. Die Christus is vir hulle gebore. Maar die engele het 'n spesifieke boodskap gehad. En kom ons lees gou 'n bietjie wat het die engele gesing vir God. En ons stel daarso op in vers 13. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Hoor wat sing hierdie engele. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mens 'n welbehae. Jy sien, God het nie in die mens 'n welbehae gehad voor Jesus se geboorte nie. Maar toe Jesus kom, deur Christus het God weer 'n welbehae in die mens gevind. En daar was nie vrede op aarde tussen God en die mens nie. Maar toe Jesus kom, toe kom hy as die vredevors om vrede te sluit tussen God en die mens. En daarom sing die engele, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Want daai tyd toe Jesus gekom het, het hy weer kom herstel wat die duiwel verwoes het in die tuin van Eden. Jy sien, God moes ingryp. God moes ingryp en 'n perfekte offer bring, want die mense werke en sy offers kan God nie behaag nie. 'n Dier se bloed kan God nie behaag nie. Ons lees daarvan in Jesaja 1 vanaf vers 11 tot 14. Dan lees ons daar, dan sê God vir hulle: Ek het geen behaag in julle bloedoffers nie. Julle bring skyn heilige bloedoffers voor my. Hoekom? Hoekom het God dit vir hulle gesê? Want weet jy, dit het op 'n punt gekom. En as ons bietjie gaan lees daarvan met Jesus se bediening in die evangelies, en ons sien Jesus se houding teenoor die fariseërs en skrifgeleerdes, hoe hy met hulle gepraat het, dan kan ons hierdie ding daarby optel. Dat die mens het begin om God te dien net uit werke uit en nie meer uit die hart uit nie. Jy sien, dit het gekom dat mense het gedink, wel, ek doen sonde, en so ek kan maar sonde doen, en dan as ek sonde gedoen het, gaan bring ek dit my offertjie, dan is my saak weer reg met die Here. Maar hulle harte was ver van God af. Dit is hoekom God sê, hierdie volk dien my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. Jy sien, en Jesus ook, dis wat hy die fariseërs die hele tyd mee aangespreek het. Wat het hy gesê? Julle wit gepleisterde grafte, maar binne is julle vol doodsbeendere. Julle maak die buitekant mooi en die buitekant is julle skoon, maar binnekant is julle vuil. Dis wat Jesus vir hulle probeer sê daarby. Was, julle harte is weg van God af. Julle dien God omdat julle hom moet dien, uit julle werk uit julle tradisie uit. En julle dien nie God uit julle harte uit nie. Jy sien, God wil 'n verhouding hê met die mens. God het van die begin af waar hy die mens in verhouding gehad het met hom. Kyk 'n bietjie na Adam en Eva. Wat het God gedoen? Hy het saam met hulle gewandel in die tuin elke aand. God wil verhouding hê met die mens. Hy wil die mens se hart hê. Hy wil hê die mens moet lief wees vir hom uit hulle harte. Hy wil hê die mens moet hom dien uit hulle harte uit. En nie uit werk uit nie. Maar dit het gekom op 'n punt waar die mense gesê het, wel, ek is nou maar 'n Christen net omdat ek 'n Christen is. En ons kry dit vandag nog. Hoeveel mense vandag, as ons met mense praat, as ons uitgaan op straat evangelisasie, en ons vra hulle, wat se geloof is jy? Ek is 'n Christen. Maar dan loop hy met 'n drankbottel in die hand, hy loop met 'n sigaret in die mond, hy rook dagga, hy slaap rond, hy doen, maar hy's 'n Christen. Sy hart is ver van God af. Mense het die mentaliteit om te dink, omdat hy in 'n kerk is hy gered. Mense om in 'n garage te slaap, maak my nie 'n kar nie, as jy verstaan wat ek bedoel. En as jy selfs wat ons vandag het, mense het die mentaliteit en hierdie houding om, maar ek kom ons in die kerk, ek is 'n diaken in die kerk, of ek is 'n ouderling, of ek is dit, my saak is reg, ek lees mos my Bybel, ek is reg.
Ek kom so 1 keer 'n maand in die kerk, ek is alright. Ek gee mos my geld vir die kerk, so ek is alright. Mense, God soek verhouding. En dis presies hoekom Jesus kom sterf het. Dis juist hoekom God ook 'n einde gemaak het aan die offerstelsel. Dis juist ook hoekom God 'n einde daaraan gemaak het. Gaan lees bietjie in Jesaja, hoekom hy sê, daarso in Jesaja sê, ek haat julle feestydde, ek haat julle offers, moenie meer skynheilige offers aan my bring nie. Want 'n skynheilige offers, julle bring die offers, maar dit kom uit julle hart uit nie. Julle doen dit omdat julle dit moet doen. Jy sien, God soek verhouding. En dit is hoekom Jesus gekom sterf het, sodat hy weer die verhouding tussen God en die mens kan herstel, sodat mens nie meer gefokus moet wees op die werke nie, maar dat mens gefokus moet wees op die hart, laat ons liefde vir God uit ons hart uit moet kom. Jy sien, met die sondeval, en God moes ingryp daarvoor, want met die sondeval het daar dood gekom, het daar siekte gekom, het daar vloeke gekom, het daar swaar kry en verdriet gekom, verwydering van God af, het al hierdie slegte dinges, het gekom van die sondeval af. Want dit is die vloek van die sondeval wat op die mensdom is. Jy sien, en dis ook 'n rede hoekom Jesus moes kom sterf het, sodat dit weer reggestel kan word, sodat God moes weer ingryp om die mens te herstel. Jy sien, en dit is die krag van die evangelieboodskap, is wat Jesus aan die kruis vir ons kom doen. Dis hoekom 1 Korintiërs sê, ek herhaal weer daai vers, die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want God se krag word uitgebasyn deur wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Jy sien, God het ingegryp, en hy het ons weer kom herstel met homself. Hy het weer ons verhouding met hom kom herstel deur Jesus Christus. En God het dit op verskeie maniere gedoen. Kom ons gaan lees 'n paar teksverse, en dan gaan kyk ons bietjie, hoe het God ons verhouding weer met hom herstel. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Blaai saam met my eerstens na Johannes toe. Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16. Baie mense sal vir my vra, Henke, wat is die evangelie? Want ek hoor al so baie ons moet die evangelie verkondig, en wat is dan nou dis die evangelie? En Johannes 3 vers 16 som die evangelie op. Wat is die evangelie? Dit is 'n baie bekende gedeelte. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, wanneer ons in Jesus glo, en wanneer ons Jesus se offer aanvaar aan die kruis, beerf ons die ewige lewe. So dis die eerste ding wat Jesus ook vir ons kom regstel het aan die kruis. Met die sondeval het ons die ewige lewe verloor. Ons het verwydering van God afgekry. Ons het in sonde geval. Romeine 6 vers 23, die loon vir die sonde is die dood. Maar toe Jesus sterf aan die kruis, toe erf ons die ewige lewe. Dit is hoekom ons ook 2 testamente in ons Bybel het. 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. 'n Testament is 'n erfbrief. As ek sterf, dan vat my mense my testament en hulle erf dan. Kom, ek gaan nou vir jou 'n voorbeeld gee. Sê nou maar ek is ongetroud en ek sterf. En ek het in my testament geskryf, my ouers moet al my goed erf. Wie gaan al my goed erf? My ouers. Maar kom ek sê nou, ek trou nou, voordat ek sterf, nou trou ek nou. En ek wil my testament gaan verander, en ek skryf nou nie, my vrou, my kinders, moet my goed erf. Nou kom my ma, my pa, my ouers met hulle briefie daaraan, en my vrou en my kinders kom met hulle briefie daaraan, met hulle testament aan. Wie gaan erf? My vrou en my kinders, want die Nuwe Testament is geldig. Die ou een is gekanseleer, is afgehandel. En net so ook het ons in ons Bybel 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. 'n Ou manier van erf, wat erf ons die ewige lewe? Wat moes ons gedoen het onder die Ou Testament om die ewige lewe te beerwe? Ons moes uit ons werke uitgeregverdig word, ons moes offers gebring het, en ons moes die wet geonderhou het, en al hierdie tipe goed. Wat is die nuwe manier van redding? As ons kyk in die Nuwe Testament, wat is die nuwe erfbrief? Geloof in Jesus Christus. Omdat Jesus vir my aan die kruis gesterf het, omdat hy vir my die prys betaal het, omdat hy vir my die wet vervul het, omdat hy vir my sonde gesterf het en die sonde betaal het, omdat hy vir my vriendskap gesluit het tussen God en met my. Op grond van dit het ek vrede by God, en op grond van dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het, en omdat ek my geloof daarin plaas, beerf ek nou die ewige lewe, op grond van my geloof in dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het, nie op grond van my werke nie. Jy sien, dit is wat die hele beginsel is van die Nuwe Testament. Ek word gered uit genade uit, en nie meer uit werke uit nie. Dit is wat Jesus vir ons eerstens kom doen het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elke wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, jou werke kan jou nie red nie. Jou werke kan jou nie hemel toe vat nie. Want daar is hierdie ding vandag deesdae wat hulle sê, good people will go to heaven. Jesus kom in Johannes 3 vers 3 en tot en met vers 5, en hy praat met Nicodemus, die kerkleier, en hy sê vir hom, dat as jy nie weergebore is nie, dan sal jy nie die koninkryk van God sien nie. Sien, wedergeboorte beteken ek moet my bekeer,
En ek moet terugdraai na God toe. Ek moet Jesus se offer aan die kruis aanvaar. Ek moet gewas word deur die bloed van die lam. En dan sal ek die ewige lewe beerwe. Dis die enigste manier van redding. God sê ook in sy woord vir ons, daar is geen ander naam gegee onder wie ons gered moet word nie. Jy sien, ons word alleenlik en uitsluitlik gered op grond van dit wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. Kom ons kyk na nog 'n gedeelte, Romeine hoofstuk 5. Romeine 5 is sekerlik vir my een van die mooiste gedeeltes in die woord van die Here. Want onthou nou wat het ook gebeur in die tuin van Eden met die sondeval. Dat daar was verwydering tussen God en die mens gewees. Daar was vyandskap tussen God en die mens. Gaan lees in die Ou Testament, ek het nou dit genoem. Gaan kyk in die Ou Testament. Hoe het God se toorn uitgevlam oor mense? Hoe het God mense veroordeel en mense gestraf? En hoe het God mense behandel in die Ou Testament? Omdat daar vyandskap was tussen God en die mens. Jy weet, en so baie mense kom vandag en hulle sê hulle, ja, die Here is kwaad vir my, hy straf my nou alweer deur my siekte en hy straf my nou alweer met swaar kry en die Here is, en ek wil vir jou sê vandag, dis 'n leuen. Want toe Jesus aan die kruis sterf, toe sluit hy vriendskap met God. En toe sluit hy vrede met God. Onthou wat die engele gesing, vrede op aarde in die mense welbehae. Jy sien, God het 'n welbehae in die mens deur sy seun Jesus Christus. God het vrede met die mens deur sy seun Jesus Christus. En God is nie meer kwaad vir die mensdom nie. Kom ons gaan lees gou 'n bietjie daarna in Romeine hoofstuk 5. Vanaf vers 1, hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Hoor mooi, deur het ons uit die geloof geregverdig is. Geloof op wat? Geloof in dit wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. Het ons vrede by God. Jy sien, Jesus het vir ons die vrede aangebring. Hy het vir ons die vrede gebring toe hy sterf aan die kruis. Deur ons Here Jesus Christus. En dan gaan hy ook verder in vers 6. Hy sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou, dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons terwyl ons nog vyande was met God, versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Sien, God het vrede met die mens deur Jesus Christus. God is nie meer kwaad vir jou nie. Dis nie God wat jou straf nie. Dis nie God wat jou lewe vir jou so moeilik en ongemaklik maak omdat hy kwaad is vir jou nie. God is nie kwaad vir jou nie. Hy het vrede met jou. Jy's in vrede en harmonie met God deur Jesus Christus. Omdat hy vir ons aan die kruis gesterf het. Mense, hoe powerful is dit nie net om te besef wat het Jesus vir ons in die kruis gedoen nie. Kom ons gaan kyk na nog 'n gedeelte, Jesaja 53. Nou Jesaja 53 is 'n messiaanse profesie wat dui op die kruisiging van Jesus. Maar kyk wat het Jesus aan die kruis gedoen. Hoor nou baie mooi, wat het Jesus aan die kruis gedoen? En ons lees daarso vanaf vers 3. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en is in ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille vir ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewenis? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom.
En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die weldade van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Wat het Jesus vir ons aan die kruis gedoen? Hy het gesterf vir ons oortredinge. Hy het vrede gesluit by God. Hy het al ons krankhede op hom geneem. Hy het al ons smarte, ons hartseer, ons verdriet op hom geneem. Hy het al ons tekortkominge op hom geneem. Hy het die ongeregtigheid voorbetaal. Hy het vrede gesluit tussen God en die mens. Mense, hoe powerful is dit nie net wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis nie? Hy het vrede gebring tussen God en die mens. En dit sê vir ons in die woord dat dit God behaag om hom te verbrysel. Weet maar is kras, nee. Want weet jy wat, dit was die enigste offer wat vir God aanneemlik was. Toe Jesus sterf aan daardie kruis, het dit duister geword. En hy het uitgeroep, nou 'n bietjie, aan die woorde, hy het uitgeroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat beteken, my God, waarom het U my verlaat? En duisternis het gekom. En toe die duisternis kom, sterf Jesus. God draai sy gesig weg. Die duisternis dui op al die sonde van die wêreld, wat op daai stadium op Jesus kom. God kon dit nie aanskou nie. Hy het sy aangesig weggedraai van Jesus af. En Jesus sterf as die perfekte lam van God. Hy sterf as die perfekte offer. Hy betaal die skuld vir elke mens. Elke sonde, verlede, hede en toekoms, was op hom gewees. En toe hy sterf, sê die woord van die Here vir ons, kom daar 'n groot aardbewing. En die voorhangsel skeur middeldeur. Onthou nou wat het ons gepraat vroeër van die voorhangsel? Daar was 'n skeiding gewees, 'n gordyn, 'n voorhangsel gewees tussen die allerheiligste en tussen die mense. Die mense kon nie na God toe genader het nie. Hulle kon alleenlik deur die hoëpriester eenmaal 'n jaar in God se teenwoordigheid kom met 'n offer. Maar toe Jesus sterf, toe skeur daar die voorhangsel. God maak sy arms oop en hy sê vir die mens, kom. Daar's vrede tussen my en julle. Kom weer in my teenwoordigheid in. Weet julle hoe awesome is dit om te kan bid, om in God se teenwoordigheid te kan kom, om in sy huis te mag wees, om kerk toe te kan gaan, om God te kan aanbid, om God 'n God te wees, om God as 'n God te hê van naby, nie 'n God van ver nie, om God te hê as ons Vader. Weet jy wat 'n voorreg is dit? Weet jy besef jy wat het Jesus vir ons aan die kruis gedoen? Besef jy dat dit deur Jesus was, wat het vir ons moontlik gemaak het, dat ons weer met God die Vader versoen kan word? Dat ons weer in sy teenwoordigheid kan kom, dat ons dit kan bid. Hoeveel mense skep gebed af vandag, en dink dit is nie belangrik nie, en minag dit. Hulle besef nie wat se voorreg dit is, om te mag bid nie. Hulle besef nie wat se voorreg dit is, om in God se teenwoordigheid te mag kom nie. Mense wil nie vandag kerk toe gaan nie, jy moet mense soebat om kerk toe te kom. Mense besef nie wat se voorreg dit is, om kerk toe te kan gaan nie. Om God te kan aanbid, om God te kan ervaar, om sy gees te kan ervaar. En net nadat Jesus gesterf het, ook het hy opgevaar hemel toe. En hy het vir ons daarna die Heilige Gees gestuur. En die Heilige Gees kom woon nou in ons. God se Gees. God se Gees kom woon in ons. Weet jy wat se voorreg is dit om 'n kind van die Here te wees? Kom ons gaan kyk na nog 'n paar gedeeltes in die woord van die Here. Kyk Galasiërs hoofstuk 3. Galasiërs hoofstuk 3. Onthou ons het ons nou vroeër gepraat van die saad van die vrou, wat ek moes verduidelik het, dit was Jesus gewees. Kyk gou 'n bietjie, ons lees daar so Galasiërs 3, vanaf vers 13. Hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Jy sien, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Die wet was 'n vloek gewees, want dit het ons veroordeel, dit het veroorsaak dat ons eie werke moes doen om gered te kon word, dit het veroorsaak dat ons moes offers bring, dit het veroorsaak dat daar skeiding was tussen God en die mens. Dit was 'n vloek gewees. En hier sê die woord van ons, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Hy sê in dan vers 16, nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan die saad asof dit baie sien nie, maar op een, aan jou saad,
dit is Christus. So hier sê hy die saad is Christus. Kyk wat sê vers 19. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die beloftes gedoen is, sou kom. En dit is deur die engele beskik, deur die tussenkoms van 'n middelaar. Hy sê die wetstelsel, die tabernakelstelsel, die offerstelsel, was net gegee, totdat die saad sou kom. Wie is die saad? Christus. Die wet was net gegee, totdat Christus sou kom. Daai offerstelsels. Want toe hy kom, toe bring hy 'n nuwe manier van redding. Genade. Geloof. Omdat ons uit geloof geregverdig is, het ons vriendskap by God. Kyk wat sê Galasiërs 2, dan vers 16. Hy sê, terwyl ons dat weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Jy sien, ons word alleenlik geregverdig deur die offer wat Jesus vir ons aan die kruis gebring het. Jy sien, die wet was net gegee, tydelik. Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat Jesus sou kom. Dit was vir ons 'n spieël om in te kyk, sodat ons kan besef wat ons verkeerd doen, hoe sondig ons is, hoe verlore ons is. Maar toe Christus kom, toe betaal hy daardie offer vir ons. Hy het vir ons sonde betaal. Wat is sonde? Wetteloosheid. Hy het vir ons sonde betaal. Hy het dit vir ons vervul. Hy het dit vir ons afgehandel. Hy het vir ons die rekening betaal, sodat ons nie 'n skuld het met God nie, sodat ons nie meer vyandskap het met God nie. Kyk wat sê Johannes in die 19de hoofstuk, Johannes hoofstuk 19. Mense, ek hoop hierdie boodskap bless julle sover. Hierdie is regtig powerful, wanneer jy besef wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Johannes 19, en ons gaan daar so lees vanaf vers 30. Hy sê, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Jy sien, toe Jesus sterf, toe sê hy, dit is volbring, it is finished, tetelestai, dit is volbring. Hy het afgehandel, die wet is afgehandel, die offers is afgehandel, die skeiding tussen God en die mens is afgehandel, die vyandskap tussen God en die mens is afgehandel, die mens se swaar kry, se pyn, se verdriet, se vloek is afgehandel. Jy is nie meer onder 'n vloek nie. Hierdie mense wat so loop en wil vloeke breek elke tweede, derde dag. As jy 'n kind van God is jy nie meer onder 'n vloek nie. Christus het vir jou die vloek aan die kruis geword. Jy is nie meer onder vloeke nie, jy is nie meer onder krankheid nie, jy is nie meer onder al hierdie goeders nie, onder verderf nie, want Jesus Christus het daarvoor gesterf aan die kruis, en ons moet dit vat in geloof, ons moet die oorwinning vat in geloof, en ons neem dit aan in geloof, en ons sê dankie vir Jesus wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, en ons lewe 'n lewe van volheid. Daarom kom in Johannes 10 vers 10 en hy sê, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom, sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Wow mense, wow, powerful. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs hoofstuk 9, onthou, ons het vroeër gehoor van die hoëpriester, wat slegs eenmaal 'n jaar kon ingegaan het in die allerheiligste, en dan 'n offer gebring het vir die volk, eenmaal 'n jaar. Maar kyk dan wat het Jesus gedoen. Jesus kom en hy is ons nuwe hoëpriester, en hy bring 'n volmaakte offer by God. Hebreërs hoofstuk 9, kom ons lees daarso vanaf vers 11. Hy sê, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met die hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinig is besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge, onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word, want 'n testament is geldig by sterftegevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. En kom ek gaan vir u sê, wat het hier gebeur? Toe Jesus ingaan in die allerheiligste van die hemele, het hy 'n ewige offer teweeggebring. Sy bloed was voldoende om te betaal. Onthou wat sê hy ook vir ons in die woord, al was jou sonde so rooi soos skarlaken, ek sal jou wit was soos wol en soos sneeu. Kom ek gaan vir u sê, toe Jesus sterf en sy bloed gaan offer het, mense, toe neem hy die sonde van die wêreld weg. Toe neem hy die sonde van die wêreld weg. Hy het dit nie net bedek nie, onthou wat hy die offerstelsel gedoen, en wat ons nou gepraat het van die sonde van Adam en Eva.
Die offers het net hulle sonde bedek, maar toe Jesus sterf, toe neem hy dit weg. Wow! Dink bietjie aan Johannes die Doper, toe hy vir die mense gesê, toe hy vir Jesus gesê het, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus het vir die sonde skuld betaal. Wanneer jy na Jesus toe kom en jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het en jy is gewas deur die bloed van Jesus, is jou blad skoon. Mense, besef wat het Christus vir ons in die kruis gedoen. Daar is geen meer veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Want as ek Jesus in my lewe het, het ek die ewige lewe en is ek skoon gewas deur sy bloed en ek is vrygespreek van die oordeel van God. Ek het vrede by God, ek het vriendskap by God. Ek kwalifiseer vir die beloftes van die Here. Wow. Hoe powerful is dit nie net wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het nie. Kom ek gaan vir u sê, min mense besef dit vandag. Maar ons moet op ons knieë val en die Here prys vir daardie belofte wat hy vir Adam en Eva gegee het en vir die slang gegee het daar in die tuin van Eden, wat hy gesê het, ek sal my seun stuur om weer die verhouding tussen my en die mens te herstel. Mense, wat 'n voorreg is dit net om 'n kind van die Here genoem te kan word nie. As ons dit besef, wat het Christus vir ons in die kruis gedoen? Ek wil afsluit met die volgende gedeelte, 1 Johannes hoofstuk 5. En ons lees daarso vanaf vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat hy ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is wat die wêreld oorwin, is dat hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Dis hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. Dis die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees, die water en die bloed, en hierdie 3 is eenstemmig. Nou wat probeer hy daar sê? Daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En ons weet Jesus is die Woord. Johannes 1 vers 1 sê in die begin was die Woord was by God en die Woord was God. Vers 14 die Woord het vlees geword. Hy sê daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar daar is 3 wat getuig op die aarde. Daar is 3 dinge wat vir jou gaan getuig op hierdie aarde. Hy sê vir ons, dis die Gees, die water en die bloed. Wat beteken dit? Die Gees is 'n Gees vervul, dit het my lewe oorgegee aan Jesus. Die water is ek gedoop, is ek weergebore. En die bloed, is ek gery, het ek Jesus se offer aanvaar, wat hy vir my in die kruis gedoen het. Is ek weergebore, is ek gedoop. Daarom sê hy vir ons, Markus 16 vers 15, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Kom ons gaan nou verder. In Johannes 5. Hy sê vanaf vers 11, hy sê, dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wie die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Prys die naam van die Here. Ons kan weet dat ons die ewige lewe het, as ons Jesus aangeroep het, as ons saligmaker, ons redder, ons verlosser, ons geloof geplaas het, op grond van dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Gewas is in sy bloed, ons lewe oorgegee het vir hom, ons bekeer het en weergebore is, kan ons weet dat ons die ewige lewe het. Mense, ek wil vir julle sê, dit is so powerful wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En ek sluit af met hierdie teksvers, 1 Korintiërs 1 vers 18. Van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is die krag van God. God se krag word geopenbaar deur die kruis van Jesus Christus. Ek wil jou vandag uitdoen, as jy nog nie jou lewe vir Jesus gegee het nie, gee vandag jou lewe vir Christus. Moenie uitstel nie. Môre is dalk te laat. Gaan op jou knieë, dit is so maklik. Gaan op jou knieë, roep die Here aan. Romeine 10 vers 13 sê vir ons, hy wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As ons met ons mond bely dat Jesus die Here is en ons hart glo dat God hom uit die dood uit gewek het, sal ons gered word. As jy die offer van Jesus aanvaar aan die kruis, gaan vandag na die Here toe. Roep hom aan. Sê, Here, ek kom vandag na U toe. Kom was my skoon met die kosbare bloed. Kom in my lewe in. Vergewe my sonde. Bely jou sonde voor die Here. Gee jou lewe oor vir Jesus. Aanvaar sy offer aan die kruis. Begin 'n nuwe lewe saam met Christus. Dis wat God vir jou gedoen het. Hy het sy seun vir jou gegee, sodat elke wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het alles in sy vermoë gedoen
om jou te red. God het alles in sy vermoë gedoen, van sy kant af, om jou verhouding met hom weer te herstel. Die bal is nou in jou hande. Wat wil jy vandag doen? Wil jy jou hart oorgee vir die Here en die Here dien uit jou hart uit? Of wil jy dalk nog vashou aan vleeslike begeertes en vleeslike werke? Besef vandag wat het Jesus gedoen aan die kruis. Besef die offer wat hy vir ons gegee het. Roep hom aan as saligmaker, redder en verlosser. Maak hierdie die middelpunt van jou geloof en jy sal altyd staande bly. Dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, was God se plan om ons weer te kry, sodat ons die nuwe hemel en die nuwe aarde kan beerwe. Onthou wat ek gesê het in die begin, God se plan het nog nooit verander nie. Sy plan was in die begin 'n nuwe hemel, of 'n aarde, 'n perfekte hemel, perfekte aarde met die mens in harmonie. Sy plan het nog nooit verander nie. Aan die einde herskep God weer 'n nuwe hemel, nuwe aarde met die mens in harmonie. Is jy deel van die nuwe hemel, nuwe aarde? Die bal is in jou hande, jy het 'n keuse. Alles wat tussenin gebeur was God se plan om die mens weer daar te kry. God het alles in sy vermoë gedoen om jou te red. Dis nie God wat mense hel toe stuur nie. Dis mense wat hulle self hel toe stuur. God het alles in sy vermoë gedoen om die mens te red. Die keuse is nou in die mens se hande. Wil hy God dien of wil hy nie? Wil hy die offer aanvaar of wil hy nie? Kom vandag weer terug by die kruis en besef die boodskap van die kruis en die krag van die evangelie. Kom ons sluit ons oë. Vader, ek sê vir die baie dankie vir hierdie boodskap wat U vir ons gegee het vandag. Here, ons kom vandag opnuut na U toe en ons bely ons sonde voor U en ons bely, Here, ons het van die pad af geraak. Ons kom vandag terug en ons plaas ons geloof op dit wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. Ons bely ons sonde vandag, Here. Ons vra vergewe ons. Kom was ons skoon met die kosbare bloed. Here, ons glo die evangelie boodskap dat Jesus vir ons gesterf het en dat hy weer opgestaan het. Here, dat hy die lam was wat vir ons geslag is. Here, ons glo sy bloed is vir ons gestort om ons weer vry te koop, Here. Ons loof en ons prys U vir daardie offer wat U vir ons gebring het, Here. Vergewe ons sonde, Here. En Here, ek wil bid, Here, dat ons verhoudings met U sal herstel word, Here. Vader, dankie dat U alles in U vermoë gedoen het om ons te red. Dankie vir die offer wat U vir ons gegee het op Golgotha. En ons eer U daarvoor. Here, mag U verheerlik word en mag hierdie boodskap verkondig word in die ganse mensdom. Dit is die evangelie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here, ons prys U daarvoor. Amen en amen. Mag die vrede van God met U wees. Mag sy liefde U vul, mag U sy krag en sy heerlikheid ervaar, en mag hierdie boodskap U vrygemaak het vandag, en vir U 'n nuwe verstaan het van die boodskap van die kruis. Die Here seën U, wees geseën. Shalom.